Hoor mooi. Die sterkste vorm is oorlogvoering. Maar as jy besef, jy is 'n tempel van die Heilige Gees, dan besef jy God se heerlikheid beweeg deur jou. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ja, dis wonderlik. Weet jy wat? Dit was toe nie op hulle setlist nie, maar dit was op God se setlist. Amen. Ek wil vanmôre met jou praat oor goddelike wysheid. Ek wil vir jou een ding sê, die woord van die Here sê in Jakobus 1 vers 5, die wie wysheid nodig, bid dit van God af. Nou ek wil jou sê, ek het wysheid nodig. Ek wil vandag vir jou sê, ek het meer as wysheid nodig, ek het goddelike wysheid nodig. Wie stem saam met my? Nou, wat is goddelike wysheid? Wat is goddelike wysheid? As ons gaan saam lees in die woord vir die Here, en ons lees in Psalm 115 van 1 tot 3, dan sê hy, aan die naam kom die eer toe. Nie aan ons nie, Here nie, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe, want dit is u wat liefde en trou bewys. Waarom sou die heidene kan sê, waar is hulle God nou? En dit terwyl ons God in die hemel is. Alles wat hy doen, doen hy. Alles wat hy doen, doen hy. Nou wat belangrik is, God is in die hemel, en alles wat hy doen, doen hy. En goddelike wysheid kom vanuit die hemel uit. Men, daar's 'n plek wat ons moet verstaan, God se wysheid werk nie op die natuurlike manier nie. God se wysheid is 'n plek waar God met ek en jou begin te praat, vanuit 'n plek uit, nie van wat ons sien en wat ons hoor en wat ons ervaar nie, maar van 'n plek van volmaaktheid uit. Nou, as die teologie swaar, dan sal nou 'n ding wat hulle praat, God is transcendens en immanens. Nou, klink dit amper of ek jou vloek. Hy's transcendens en immanens. En as hy transcendens en immanens is, en dan sê hy is buite tyd en hy's buite ruimte. God is buite tyd en buite ruimte. Ek meen, God se wysheid werk van 'n plek af wat ons nie kan sien nie, van buite tyd en ruimte. Ek meen, ons wysheid werk van hier af. Wat ek sien, wat ek hoor en wat ek ervaar, my persepsie. God se wysheid werk van buite tyd en buite ruimte af. Nou, dit werk van 'n plek van heiligheid af. Nou die woord sê in Jesaja 6 vers 3 tot 4, die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. In Hebreëus is die woord nie eintlik heilig, heilig, as hulle goed 3 keer in sê, dan sê hulle eintlik, dis eintlik net om een keer 'n woord amper te ooraksensieer, so te sê, eintlik het die een engel teenoor die ander engel gestaan en gesê, heilig! En dan staan die ander engel en sê, heilig! As hulle bewus word van die Here, en wie God is, dan sê hulle, heilig! Dis wat gebeur het. En die woord sê, hulle het so hard geroep, dat die deure en hulle kusyne gerammel het en die tempel vol rook. Daar was 'n gedreun in die fondamente van die, ek wil amper sê van die fondasies gewees. Nou dit amper iets soos hierdie geklink. Amper so iets, gaan nou kom. Doen dit weer, ek wil jy moet hoor, toe hulle sê heilig, toe skud die fondamente. Ek wil jy moet bewus wees. Hy sê, toe hulle besef hoe groot God se heiligheid is, toe stap die vrees van die Here in die plek.
eerbiedige respek. Jy sien, die vrees van die Here is die, ek wil sê, is die buitelyne van die sirkel. Maar dit word gevorm deur heiligheid. Dit word gevorm deur God se heiligheid, wat eintlik vir jou eerbiedige respek vir God gee. Die woord vrees is nie daai woord wat sê ek's bang vir jou. Dis nie daai woord nie, dis daai woord, ek het so eerbiedige respek vir God. En in die middelpunt van God se karakter, van eerbiedige respek, is die liefde van die Here. Want God se liefde verdryf die vrees. Maar jy moet eers eerbiedige respek vir God kan hê, vir God se liefde die vrees in jou lewe kan verdryf. En weet jy, as jy net kan weet hoe groot en heilig hy is, jy kan bewus word oor sy heiligheid, sy teenwoordigheid, dan gaan jou hele lewe verander. Want waar die heiligheid van God en die vrees van God in beweeg die wysheid van God. Wysheid van God begin by eerbiedige respek vir God. En daarom is dit so belangrik, wat is goddelike wysheid nie? Goddelike wysheid is definitief nie. Genesis 2 vers 17 sê, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Die dag as jy van die boom van kennis mag eet van goed en kwaad, as jy van daai boom eet van kennis van goed en kwaad, maar is dit jou kennis, jou menslike kennis, jou menslike persepsie oor 'n saak. Dis once bitten, twice shy. Daai tipe ding waar jy met iemand te doen gekry het, dan sê, wel, hy het my 1 keer teleurgestel, hy gaan my nie 2 keer teleurstel. Men jy het 'n kennis opgebou oor wat? Oor jou omstandigheid. En daai omstandigheid maak dat jy op 'n sekere manier reageer. Dis menslike wysheid, en menslike wysheid kom deur menslike kennis. Wat is wysheid? Wysheid is kennis wat jy kry, en dan pas jy die kennis toe, dan is dit kennis volgens die wysheid, of wysheid volgens die kennis. Nou, ons perspektief moet nie uit die boom van goed en kwaad wees nie. Ons perspektief moet uit die boom van die lewe wees. Ons persepsie is op aards, maar God se persepsie is 'n hemelse persepsie. Dis hemels. Nou, 'n hemelse persepsie kry ons alleenlik net as ons in die heiligheid van God inbeweeg. Nie op 'n ander plek nie. Nou, ons het vanmôre gesing, yes I know I am a temple. Nou, as jy gaan kyk in die tempel, dan sien jy, daar was die voorhoewe, die heiligdom en die allerheiligste. En in die allerheiligste het God se heerlikheid ingekom, en daar was die vrees van die Here gewees. 'n Eerbiedige respek. Die Jode het soveel respek gehad vir die allerheiligste, dat die priester net 1 keer 'n jaar kon gaan versoening doen het vir die volk in die allerheiligdom, waar die heiligdom van God was. Nou weet jy, sodra jy 'n perspektief het en 'n respek het vir God, gaan jy 'n hemelse perspektief oor jou situasie kry. Die probleem is, die duiwel wil ons kry by enigiets anders behalwe dit. As die duiwel ons kan wegkry by 'n hemelse perspektief, by die wysheid by God, by eerbiedige respek vir God, dan kry ons eintlik weg uit God se plan en God se wysheid uit. Nou, sê vir die ou langs jou, ek het respek vir God. Eerbiedige respek. Nou hoor wat, die Jode het op 'n tyd, het hulle nie 'n eerbiedige respek gehad nie. Hulle het 'n klomp afgode begin dien. Nou sê Psalm 115 vers 4 tot 7. Wat hulle het is afgode van silwer en goud, die werk van mensehande. 'n Mond het hulle, maar praat kan hulle nie. Oë het hulle, maar sien kan hulle nie. Ore het hulle, maar hoor kan hulle nie. 'n Neus het hulle, maar ruik kan hulle nie. Hulle hande daarmee kan hulle nie voel nie. Hulle voete daarmee kan hulle nie loop nie. Daar kom geen geluid uit hulle keel nie. Men hulle mond het hulle, maar daar gebeur niks nie. Nou, die eerste ding is, hulle het vir hulle afgode gemaak van silwer en van goud. Nou, goud en silwer was vir hulle kosbaar gewees op daai oomblik.
Want kosbaar, dit was 'n kosbare edelgesteente. Goud is vandag nog 'n baie kosbare edelgesteente. Hulle het iets gevat wat wel van die kosbaarste ding op aarde is, en toe gaan bou hulle van hulle afgod. Nou as jy in van die Chinese winkeltjies instap, dan het hulle hierdie ou katjie wat daar staan, en dan doen hy dit. Het julle dit al gesien? Nou weet jy wat, ek het eendag gaan uitvind, wat beteken daai kat wat vir jou waai so? Eintlik wat hulle sê, daai afgod roep vir daai persoon wat daai winkel besit, roep hy rykdom in. Nou moet hulle vir hom, sy arm kan nie van self waai nie, hulle moet vir hom 'n batterytjie insit. Maar weet jy, my God het nie batterye nodig, hy het hemel en aarde geskape. En daarom, dit wat daai afgod, hulle het goud gevat, en hulle het goud gesê, want dis wat hulle soek is rykdom, nou waai hy rykdom in. Nee, vat sy battery weg, dan gaan hy niks doen nie. Dis die eerste ding, en dan ook wat hulle het vir hulle het monde, maar die monde kan nie praat nie. Afgod kan nie praat nie, as jy vir daai katjie sê, praat, hy gaan nie vir jou kan sê wat hy dink nie. Hy gaan stil wees, mors dood, want hulle het vir hulle afgode gemaak. Die derde ding is, hulle het vir hulle, afgod het ook 'n oog, maar kan nie sien nie. Nou Jesaja 20 vers 2 sê, daardie dag sal die mense die afgode van silwer en goud wat hulle gemaak het, om voor te buig, weggooi vir die rotte en die vlermuise, of die ander vertaling sê molle en vlermuise. Vir molle en vlermuise, waar bly molle, waar bly vlermuise, en selfs waar bly rotte? In donker vuil plekke. Hulle sê eintlik ons afgode bly in donker vuil plekke. Maar my God is nie die God van die donker nie, maar hy is die God van die lig, wat hemel en aarde gemaak het. Hy is die heilige God wat hemel en aarde gemaak het. En daarom wil ek jou sê, ek het nie 'n rot vir 'n God nie, met respek gesê. Want die Filistyne het 4 muise gegee, om as 'n troostprys toe die heerlikheid van God Dagon laat omval het, en hulle afgod het sy kop en sy arms verloor, en toe sê hulle, wat moet ons met hierdie God doen? Wat moet ons met hierdie God doen? Wat moet ons met hierdie ark doen? Die heidene het nie geweet wat om met die ark te doen. Die Filistyne, hulle stuur hom toe terug. Want toe het hulle God sy arms en sy kop verloor. Want jy sien, as die ware God in 'n plek instap, dan gaan die ware wysheid instap, en dan gaan die ware voorsiening instap, en gaan die ware deurbraak instap. Halleluja. En dit is so belangrik, want jy sien, hulle kan nie sien nie, want hulle is blind. En die vierde ding, Jesaja sê dat, 59 sê, die arm van die Here is nie te kort om te hoor nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie, want hy is nie 'n afgod nie, hy kan hoor. Hy is nie 'n afgod nie, hy kan vat om te hoor nie. Maar dit is julle oortredinge wat 'n skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sonde wat gemaak het dat hy hom nie aan julle steur nie en nie aan julle wil luister. Jerusalem, omdat julle nie die vrees van God geëer het nie, omdat julle nie eerbiedige respek gehad het vir God nie, het julle God vir julle geword soos 'n afgod. God het julle nie gehoor nie. En God het julle ook nie, hy het julle ook nie gesien nie. Hy kon julle ook nie vir julle 'n deurbraak bring met sy hand. Nou dit is so belangrik hierdie, want hoe jy jou God sien, is wat jy gaan kry. What you behold, you become. Jesaja 59 vers 2 sê, hulle het vir jou hande gegee, maar die hande kon nie vat nie. Dit kon nie vat nie. En hulle het 'n neus, vers nommer 6 is, daar was 'n neus, maar hulle kon nie ruik nie, hulle kon nie ruik nie, maar daai woord vir neus in Hebreëus, so die Hebreërs het geweet, die woord vir ruik in Hebreëus is die woord ap, wat beteken wat toring ook vandaan kom. Wat toring, en weet jy wat, hulle het vir hulle self toring gebring teenoor God, omdat hulle gedoen het wat hulle moes nie, hulle het afgode, het hulle geaanbid. Nou wat ook belangrik is, vir jou voete, maar hulle kan nie loop nie. Nou ek onthou, ek kom eendag, toe ry ek na Actonville toe, wie weet waar is Actonville, hier in Benoni. En ek besluit, ek wil toe, vir een van die Hindoese tempels, wil ek 'n bietjie gaan kyk, hoe lyk dit daar binne. En toe ek nou daar instap, toe sien ek, hulle het 'n klomp vrugte daar by hulle afgod gesit. Ek het hom net nie sien eet nie.
En ek kyk daar en ek sien toe hulle moet hierdie afgod moet hulle so een keer 'n week moet hulle 'n stoflappie vat en afstop. 'n bietjie die stoffies af en afstof en hulle moet so elke nou en dan moet hulle dan kyk hy's alright. Maar jy sien dis omdat dit 'n afgod is. En 'n afgod kan nie hoor nie. 'n Afgod kan nie ruik nie. 'n Afgod kan nie sien nie. 'n Afgod kan nie vat nie. Maar my God is 'n lewende God wat kan hoor. En wat kan ruik. En kan wat vat. En kan gee want hy lewe en kan praat. En jy sien wat jy sien, dit word jy. Want dit is presies wat met hulle gebeur het. Jy sien vers 115 vers 8 sê wie hulle maak en op hulle vertrou sal net soos hulle word. Jy sal word soos die een wat jy vertrou. Dan kom die woord van die Here en hy begin hierso en jy kan gaan kyk in Psalm 115 vers 13. Hy seën die wat hom dien, klein en groot. As ons God begin dien en God begin te vrees. Wat 'n ander manier om te sê ek dien God is ek vrees God. Ek het eerbiedige respek vir hom. As ek hom begin dien, dan begin God ons seën. Hoe meer en groter jou toewyding aan die Here en oorgawe, hoe groter sal die seën van God deur jou lewe manifesteer. En dit is so belangrik want as jy kyk hoe behou ons goddelike wysheid. Jesaja 33 vers 6 sê, hy is die een op wie jy jou lewe lang kan vertrou. Die kosbare besitting wat werklik kan help, is wysheid en kennis. Die rykdom waarop Sion hom kon verlaat, is die diens of die vrees van die Here. Maar die kosbare besitting, dis 'n kosbare besitting, dis 'n skat. Wat doen jy met 'n kosbare besitting en 'n skat? Jy sit dit in 'n kluis. Jy sit dit in 'n kluis en dit is so belangrik is om te weet dat die eer van die Here, om wysheid by God te kry, is om dit in 'n kluis te sit en te bære en dit waardig te ag in jou lewe. En dit is baie belangrik om hoe behou ons goddelike wysheid is deur die vrees van die Here, eerbiedige respek. Sodra jy die vrees van die Here in jou lewe verloor jy die wysheid van God. Gaan kyk deur die geskiedenis. Toe Salomo of Saul nie meer eerbiedige respek vir God het nie, toe verloor hy die seën van die Here in God se wysheid. Daar's soveel voorbeelde daarvan in die woord van die Here. Die mens sê vir die ou langs jou, ek moet eerbiedige respek vir God hê. Slim mense het eerbiedige respek. Nou, hoor wat sê die woord van die Here, Psalm 115 vers 9 tot 11. Israel vertrou op die Here. Israel vertrou op die Here. Net mense wat eerbiedige respek vir God het, sal op die Here vertrou. Jy vertrou op die Here, op die een wat jy respek voor het. As jy respek het vir die Here, sal jy vertrou op hom. Is dit waar? Jy vertrou net op die een wat jy respek voor het. En as jy eerbiedige respek het vir God, dan sal jy op God vertrou. Dan sê hy, Israel vertrou op die Here. Hy help en beskerm jou. Huis van Aaron, die priesters, kom ons sê die predikers, vertrou op die Here, help en beskerm hy jou. Julle, dan sê hy vir almal, julle wat die Here dien, vertrou op die Here, hy help en beskerm julle. Alleenlik as jy op die Here vertrou, sal dit gebeur, maar wanneer gaan hy help en jou beskerm? As jy hom vrees. En as jy hom vrees, en hom vertrou, ek wil sê, dis amper synoniem. Dan gaan jy op die einde van die dag, dan gaan jy God se hulp en God se beskerming kry. Dan gaan hy verder vers 10. Wysheid, Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklike insig. Wysheid begin, daai dien is ook vrees. Wysheid begin by die vrees vir God, eerbiedige respek. En as jy dit gaan doen, sê die woord van die Here, gaan jy hom ook ken. En as jy hom ken, gaan jy hom ook vertrou. Jy vertrou net iemand wat jy ken. En in die huwelik, ek kan net my vrou vertrou omdat ek haar ken. Dink net ek en my vrou het mekaar nooit geken nie en ons stap eendag verby mekaar. Sê ek, jy lyk alraai, ja. Ja, kyk jy, kom ons trou. Wie het so getrou? Nie een van julle het so getrou nie, nee.
Jy het eers die persoon leer ken. En toe het jy getrou. En toe het jy respek en eerbiedige respek gekry. Nou 1 Konings 3 vers 11 sê, hy het vir hom gesê, omdat dit jou versoek is, en dit is Salomo, wat het hy gebid? Hy het gebid vir wysheid, en omdat hy gebid het vir wysheid, en jy nie vir jou 'n lang lewe of rykdom of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig is dit wat reg is. Is dit wat reg? Hy het gevra vir, is dit wat reg? Hy het vir wysheid gebid het. Het die Here toe vir hom rykdom gegee, lang lewe, en die Here toe vir hom eintlik geseën uitermate. Maar hy het gebid vir goddelike wysheid om die volk van die Here te bestuur. Nou wysheid kry jy alleenlik deur eerbiedige respek. Nou hoor mooi, wat jy vrees, hoor my mooi, vertrou jy. En wat jy vertrou, aanbid jy. Wat jy vrees, ek het eerbiedige respek vir God. Nou daai woord vrees is nie 'n negatiewe woord vir vrees. Dis 'n positiewe woord, dis eerbiedige respek. Wat ek vrees, dit vertrou ek. Ek het eerbiedige respek vir God, daarom vertrou ek God. En wat ek vertrou, nou aanbid ek dit. En as ek God begin aanbid, omdat ek hom vrees en omdat ek hom vertrou, dan kom die heiligheid van God in 'n plek. En na die heiligheid van God in 'n plek kom, dan kom God se liefde en hy neem alles oor. Meen, waar begin dit? Dit begin by die eer vir die Here, eerbiedige respek. Vrees vir die Here bring wysheid. Vrees vir die Here is die begin van wysheid. Maar dit bring nie net wysheid nie. Dit bring 'n plek waar jy God begin te vertrou. Dit bring 'n plek waar jy God begin te sien in sy volmag en sy liefde. Jy sien al God se attribute wie hy is, deur die vrees vir God, deur eerbiedige respek. Nou die probleem is, mense vandag in die kerke wêreld, hulle wil God dien en hulle wil die liefde van God sien. God is liefde, ons kan doen net wat ons wil. Maar ek wil sê, voor God liefde moet ons eers vrees vir God hê. En as die eerbiedige respek, ek wil sê die wand van die sirkel is, dan sal die liefde van God die middelpunt wees. Maar jy gaan nooit die liefde as die middelpunt sien in jou lewe, as jy nie God eerbiedig respekteer nie. Amen. Nou ek wil hê ons moet net ons oë toemaak. En ek wil hê ons moet weer, net vir 'n paar oomblikke, ek wil hê ons moet daai klank weer kry, as jy dit moontlik kan kry. Maak jou oë toe. Ek wil hê jy moet vir 'n paar oomblikke net dink. Wat Jesaja beleef het, toe hy die deurdrumpels van die tempel gehoor bewe, of die fondasie. Speel hom net weer een keer. Here, as dit die belewenis was, wat Jesaja gehad het, toe hy soos 'n dooie aan die voete neergeval het, en hy bewus geword het van die vrees, van die eerbiedige respek vir God. Here, toe Johannes by Patmos gekom het, en toe hy sien, toe val hy ook soos 'n dooie aan die voete. Here, toe Moses by die brandende bos gekom het, Here, toe ek neergeval en sy skoene uitgetrek en gesê, die plek waar ek is heilige grond. Here, toe Jakobus, Petrus en Johannes in die berg van verheerliking saam met Jesus was, Here, het hulle neergeval en toe hulle opkyk, toe sien hulle net Jesus. En Here, waar daar eerbiedige respek is, en ons God eer en ons kyk op, Here, dan kom die wysheid van God en neem beheer van ons situasies. En al wat ons dan sien in elke situasie in ons lewe, is Jesus, Jesus, Jesus. Here, ek bid, die vrees van die Here, vat ons nie net weg van sonde nie, maar die vrees van die Here, vat ons ook naby aan die Vaderhart. En Here, ek wil bid dat ons weer 'n eerbiedige respek vir U sal hê, Here, soos nog nooit van tevore. Dat Here, dat ons ja sal wees en ons nee. En as ons dit gaan doen, Here, gaan die wysheid van God, die insig van God, die heerskappy van God in ons lewe inbeweeg, en ons sal wonders en tekens en kragtige dade sien. Ons sal sien hoe
Die wat verlam is, sal opstaan en loop. Ons sal sien hoe die blindes weer sien, die dowes weer hoor. Here, maar dit sal nie begin by 'n lukrake kerk wat maar met U omgaan so asof Here U maar 'n vriend is. Nee Here, U is nie net ons vriend, U is baie meer as dit. U is die skepper van die hemel en aarde. Here, ons het eerbiedige respek vir U, Here. Here, ons het meer as dit, ons kan na U kom met vrymoedigheid, maar Here, nie met arrogansie. Nie met arrogansie. Here, want ons weet, Here, wie ons is, Here. En ons weet wie U is. Ek dank U daarvoor, Vader, nou. In die naam van Jesus. Dankie, Here. Amen. Weet, jare terug, het ons 'n lied gesing. How big is God, how big and vast is vast of mine. To begin to tell, this lips can only try. Yet big enough to build this mighty universe. Yet small enough to dwell within our hearts. Dis die God wat ek dien. Wat die heelal gemaak het met 'n woord en sê, laat daar lig wees. Maar meer as dit. Hy het nie net gesê, laat daar lig wees nie. Hy het ook gesê, ek wil in jou kom woning maak. Yes, I know. Yes, I know. I am a temple. Full of praise. Full of power. Full of glory. I'm a temple of the Holy Ghost. I'm a temple. Waar die heerlikheid van God kan deurbeweeg. Verstaan ons dit? Dis waar God se wysheid en insig uitbeweeg. As jy vanmôre hier sit en jy sê, Sjaal, ek het 'n ontmoeting met die Here nodig. Ek het U eenkant geskuif en ek het nie toegelaat dat die Heilige Gees die heiligdom van God in my lewe bou. Die tempel van God. Ek het my eie planne gemaak en dan sê ek, Here, kom bou U maar saam. My wysheid, my perspektief. En ek het vandag nodig dat die Here weer kom en sy wil in my lewe laat geskied. Jy weet, hy is getrou en regverdig om jou van alles te vergeef. Ek vra, maak net almal hulle oë vinnig toe. Maak net jou oë toe. As jy vanmôre is en jy sê, Sjaal, ek het nodig om weer my lewe opnuut voor die Here te kom neerlê. Sodat die heerskappy van God weer kan beheer neem van hierdie tempel. Want hierdie tempel het God se heerlikheid nodig, God se wysheid, God se insig nodig. Ek het nodig dat Jesus weer die stuurwiel en nie die spaarwiel van my lewe is. Die middelpunt. Die middelpunt. Ek het nodig dat elke deel van my lewe aan hom toegewy is met eerbiedige respek. En as jy sê, Sjaal, ek doen dit nie op die oomblik en daar's dele in my lewe wat nie eerbiedige respek aan God toon nie. En die God se heerlikheid kan nie daar heers nie, omdat ek arrogant is en my eie pad volg en sê, Here moet by my aansluit. My perspektief eerste, God se perspektief tweede. En jy sê, Sjaal, ek wil vandag dit kom neerlê. En sê, Here, kom vat beheer van my lewe. Op elke gebied. As jy het vraag, steek net vinnig jou hand op. Steek jou hand vanoggend. Dankie Heilige Gees, dis mense wat hulle hande nou opsteek. Yes, I know. Yes, I know I am a temple. Yes, I know. Dankie Here. Ek gaan vra vir die wat hulle hand opgesteek. Ek weet dit gaan 'n challenge vat. Ek sê nie jy gee vanmôre jou hart aan die Here nie, maar wat ek sê is jy kom sit sekere dele in jou lewe neer wat die Here nie volle heerskappy in het nie. En wat jy nie volkome aan hom oorgegee het sodat sy heerlikheid nie daar beweeg. En as dit jy is, staan net vinnig vir my op. Ek wil 'n gebed doen, maar ek wil hê jy moet dit doen
publiek, want die Here sê, as jy dit publiek doen, dan sal hy jou nie vir die Vader ook skaam. Dit is 'n oorgawe. Net staan net vinnig vir my op. Vinnig. Dankie, Here. Here, terwyl daar mense vanmôre staan, wil ek vra dat U hulle sal kom ontmoet, Here, dat die heerlikheid van God in en deur hulle lewens sal beweeg, die heerskappy van God. Die eerbiedige respek, Here, daar waar hulle nie eerbiedige respek het vir U nie, waar hulle eie planne gemaak het, Here, wil ek vra dat dit nou sal sterf in die naam van Jesus. En dat U hulle genade sal gee. En Here, laat U heerskappy, U wysheid, U insig, U vrede, U rus in daai plekke sal inbeweeg, Here. En dankie, Here, U stap nou in, Here. En U vat vol beheer van die tempel, want ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En dankie, Here, dit begin by 'n oorgawe. Dit begin by 'n oorgawe. Dit begin, hier's ek, Here. Hier's ek, Here. Here, terwyl die wat nou staan, wil ek vra, Here, dat U hand nou op hulle sal rus, Here. En dat hulle nou in hierdie oomblik sal beleef hoe die hand van die Here nie te kort geword het en die oor van die Here nie te swaar geword het nie. En hoe die liefde van die Here nou kom en die skeidsmuur verwyder en dat hulle nou beleef, U druk hulle vas, Here, met koorde van liefde en hulle ervaar die heerskappy en die krag van die Here nou vir die wysheid van God in en deur hulle lewe openbaar. Here, die mistigheid vat U weg. Die mistigheid vat U weg. Here, U praat met hulle duidelik oor hulle toekoms. En ek dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Where the glory of God is not. Waar die heerlikheid van God nie, is daar nie helderheid. Waar die heerlikheid van God inbeweeg, is daar helderheid oor jou toekoms. Amen. Amen. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Ek wil vir jou vra volgende week, moet jy nie mis nie. Ons gaan volgende Sondag 'n getuienis hê. Dis seker een van die kragtigste getuienisse. Ons gaan 'n inseën hê, maar ons gaan daarna 'n getuienis en ek gaan nie vir julle sê wie gaan kom nie. Dis iemand in die gemeente, maar dis seker een van die mees kragtigste getuienisse wat ek glo jou lewe radikaal kan verander. Nou nooi mense wat mismoedig is. Nooi mense wat voel hulle situasie is oorweldigend. Nooi mense wat regtig wil tou opgooi. En net wil sê ek kan nie meer nie. En ek glo volgende week se boodskap gaan jou so inspireer om te sê, met my God kan ek oor 'n muur spring, met my God kan ek 'n bende storm loop. Jy nooi iemand vir volgende week. Sê vir die ou langs jou, ons moet iemand nooi julle. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ons gaan opstaan en ons gaan hierdie gebed bid wat ons elke week bid en ons gaan dit verklaar. Here, dankie dat ons hierdie gebed kan verklaar elke week. Amen. Ons wend onsself na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Ons verklaar dat 40 gesinne maandeliks by Brandpunt gemeente gevoeg sal word. Ons doen dit doelbewus en ons weet waarom ons dit doen. Want alle mag en gesag is aan ons gegee in Jesus naam. Ons spreek teen die owerhede, die magte en die bose geeste in die lig. Laat los die gesinne wat by Brandpunt gemeente gevoeg moet word. En ons dank U nou vir die arbeiders en die oes in die naam van Jesus. Amen. 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 Mag jy 'n geseënde